Môre sê, dis woensdagoggend, dis kuiertyd. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis 'n kragtige vers. En dit sê vir my en jou as kind van die Here baie. Dit sê onder andere, dat wanneer ek en jy na die Here toe gaan, en vir ons sê, Here, ek is jammer, vergewe my, maar ek was verkeerd. Dat 2 dinge gebeur. In die eerste plek vergewe hy ons, maar tweedens reinig hy ons, maak hy ons skoon. Dit wat jy op die tafel sien, was baie op sosiale media. En ja, as ons so 'n bietjie van nader by kyk, kan jy sien, hierdie bottel is een van daardie wat met die vloede in 'n kelder gestaan het en die water het dit totaal oordek. En soos die water gesak het die oorblyfsels van die grond in die rivier hier neerslag gevind. So hierdie bottels het nou op 'n spesiale aanbieding gekom. En ek het van dit gekoop. En al wat ek gedoen het, en dit sien jy by hierdie bottel, ek het hom net onder die kraan gedruk en gewoon met my hand skoon gewas. Die wonderlike is, dit wat in hierdie 2 bottels is dieselfde. Die een bottel is skoon, die ander ene het nog steeds die vuilheid van 'n rivier waarin hy homself bevind het vir 'n tyd. 1 Johannes 1 vers 9 se beginsel is dieselfde. Ek en jy, as kind van die Here, doen dinge. En wat doen die sonde? Dit vlek ons. Dit maak ons vuil. Dit wat in ons is, verander nie in karakter nie. Maar ja, as ons dit doen, as daar die insident met ons gebeur, dan maak dit ons vuil. Wanneer ek dan die Here vra in gebed op my knieë, Here, vergewe my, dan sê hy, ek doen dit, meer as dit, ek was jou skoon. En ek en jy die vermoë om dan weer normaal te funksioneer. Maar wat gebeur? En ek dink dis die hartseer ding, dat ek en jy, wanneer ons die vuilheid van die doen en late, die woorde wat ek en jy uiter soms, wat ons weet buite die wil van die Here is, wanneer daar die vuilheid aan ons kleef, dink ons diep binne, ons is so vuil, dit kan die Here nie wegvat nie. Ja, hy sal my vergewe, maar skoon was, is nie regtig vir my moontlik nie. En ja, kom ons wees eerlik, as jy na hierdie bottel kyk, toe ek na hulle gekyk het, daar in die krat, het ek vir myself gesê, sjoe, gaan julle kan skoon kry. Maar hier is die resultaat, inderdaad. In Johannes 1 vers 9 vra, dat ek en jy 'n aksie sal neem, dat ons die Here sal nader in opregtheid, en dat ons eerlik sal wees, en sê, Here, so lyk ek. Dit is die vuilheid wat aan my kleef. Dis wat ek gedoen het. Dit vra 'n tweede ding van my, dat ek waaragtig die Here sal vertrou, dat dit wat hy in hierdie vers sê waar is. My kind, ek gaan jou vergewe. My bloed gaan jou skoon was. Maar dan gaan ek jou reinig. Ek gaan die vuilheid wegneem. Ek gaan jou herstel, dat jy kan wees wie jy moet wees. Ons weet Petrus het die Here 3 maal verloon. Hy was die rots. Die vuilheid van sy 3 verloonings het aan hom gekleef. Die Here het hom vergewe. Ja, sy bloed wat vir hom gestort is, het hom rein gewas. Maar toe het die Here hom gereinig. En hy het hom herstel. Want Petrus was steeds die rots waarop hy sy kerk sou bou. En dis waar van my en jou lewe. Kom ons gooi die juk af van die vuilheid. Dis iets wat die Here vir ons doen, en dis die tweede ding waarmee ons hom moet vertrou in hierdie teksvers. En dan die derde, gaan leef. Gaan leef as gereinigde. Gaan leef as skoongewaste. Een wie se verhouding met die Here reg is. Ons gedagtes gaan soms hiernatoe terug. En dis die Satan wat in ons oor kom fluister. Onthou jy hoe vuil jy was? Dis wanneer ek nie vir hom kan sê, ek kan dit nie onthou nie, al wat ek sien,
is wat die Here vir my gedoen het. Ek staan skoon voor hom, en ek kan met vrymoedigheid in hierdie wêreld leef, sy beelddraer wees. Here, dankie vir genade, onbeskryflik groot. Here, dankie dat U vergewe, en daarmee saam reinig, herstel, vernuwe. Here, dankie dat ek vanoggend kan sê, ek was vuil, maar deur U genade het U my skoon gewas. Nie net van my sonde nie, Here, maar ook van die vuilheid van die sonde wat aan my gekleef het. Mag ek dit glo, Here, en mag ek dit leef. Help my daarmee. Amen. Uitdaging vir die week. Ons almal ken hierdie ervaring. Elkeen van ons het daardie insidente in ons lewens wat ons so graag sou wou uitwis. Wat ons so graag wou sê, as ek 'n tweede kans gehad het, het ek dit nooit so gedoen nie. Die wonderlike is, dis verby. Dis afgehandel. En iewers moet ek en jy die skuif maak om te sê, Here, dis wie ek geword het deur U genade, U vergifnis, U reiniging, skoon, en so begin leef. So toe ek nou na hierdie vuilbordel gewys het, waar het jou gedagtes gegaan? Ek glo na die regte plek, want dis waarin die Here ons neem, na daardie insidente wat ons soms 'n lewe lank wil vastluister, waar Satan kort in ons oor kom fluister, onthou jy, waar die leuen in ons gedagtewêreld soms geplant word, alles is nog reg, maar dit val buite die genade van die Here. Kom ons sê vanoggend, die week wat voor lê gaan ek gebruik, as daar sulke plekke is, sulke insidente is, om dit mee klaar te maak, eens en vir altyd, en die lewe te begin leef, as vrygekoopte kind van die Here, deur sy bloed en sy reiniging.